woord sê, dat die saad wat op vrugbare grond val, 'n opbrengs sal kan verwag, van 30, 60 en 100voudig. In Jesus naam bid ons dit. Amen en amen. So, dit is 'n fenominale voorreg om vanoggend hier so saam met julle te wees weer. Ek wil net eerstens begin deur om pastoor Andries en pastoor Nadine te eer vir die voorreg om op die platform te kan staan vanoggend. Hulle is bietjie op vakansie, ek dink hulle is nou op pad terug. So hou hulle maar asseblief in julle gebede soos wat julle bid. Hulle is op pad terug van die Kaap af. Hulle het 'n welverdiende ruskans gehad. So ons wil hulle net eer vir dit. So kan ons net vir hulle hande klap gee in hulle afwesigheid. Net vir die feit dat hulle die kerk so goed lei en ons so goed shepherd en ons toevertrou met dade wat redelik moeilik is. Amen. En dan saam met dit wil ek graag my vrou eer. Sy's nou nie hierso vanoggend nie. Sy kom hopelik met die tweede diens. Maar vir die van julle wat nie weet nie, my vrou is nou 38 weke swanger. Ja. Môre is 39 weke. Julle weet hulle sê altyd, vrouens sê altyd is daai laaste 2 weke. Man sê ja, dit is. Daai laaste 2 weke is die rofste, maar nee, sy's regtig 'n eystervrou en ek glo en hoop elke liewe man sê dit van sy vrou. Ons vrouens is eystervrouens. Hulle is gemaak vir baie meer as wat ons dink en hulle is baie sterker as wat ons gedink het. Amen. Dit is vir my net fenomenaal om daai deel van haar te kan sien en te kan sien hoe sy my even bystaan in 'n oomblik waar sy en haar liggaam deur so baie gaan. So ek wil haar net eer vir dit. So vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Theo Perianse van Vieren. En ek was effektief 10 jaar oud toe ons hierso by hierdie kerk begin kerk gaan het. Daai tyd was die multimedia span pastoor Nadine se foon op Bluetooth met 'n speaker aan die heel einde van die saal. Die platform waarop ek nou staan was 'n baksteen muurtjie en ons het gekyk na, ek dink dit was 'n rekenaarskerm. Nie meer nie. I mean, prys die Here vir die groei wat in die kerk is. So dit is my storie. Dis so ek begin het en was altyd in die kerk, maar was nooit in die Here nie. En toe is daar 'n oomblik waar die Here radikaal my lewe kom verander, my en my vrou se lewe aangeraak het en van daar af het ons stelselmatig begin sien hoe die koninkryk van God werk en hoe ons in hierdie deel van die koninkryk van God moet intree en hoe ons ook 'n mandaat het wat ons moet vervul en ons het 'n doel op ons lewe en ook daar is 'n visie. So vanoggend is vir my 'n voorreg om te kan praat oor visie vir die tweede keer. Laasweek het ons begin met die krag van visie, maar dit was laasweek deel 1 en hierdie week praat ons bietjie oor deel 2. So ek wil net gou agtergrond gee oor laasweek waar ons gesels het, waar ons geëindig het en waarmee ons gaan begin vandag. So laasweek het ons gepraat oor die konsep van visie en die feit dat visie 'n baie belangrike fondasieblok in 'n Christen se lewe eintlik is. Maar soveel mense het 'n verwarring van visie, as ek nou kan eerlik wees en ek self het daardie verwarring gehad. So elke jaar het ek 'n nuwe visie. New year, new me. Amen. Ons almal sê dit, nee, is net nuwe klere. Dis al wat dit is. So, ons het 'n verwarring van die konsep van visie. So, visie is eintlik iets wat eenmalig is. Jou lewe het 'n eenmalige visie. Jy het een visie en die krag van 'n visie eintlik is die feit dat jy hom nooit moet kan vervul nie. Jou visie moet nooit 'n einde hê nie. Jou visie kan nie sê ek gaan dit doen tot en met 40 nie. Jou visie kan nie 'n einde hê nie. Jou visie gaan aan en dan die krag van visie op dit is dan gaan dit oor na jou nageslag toe. En dan tel hulle die visie op en dan begin hulle daarmee hardloop. En dan gaan dit oor na hulle nageslag toe. En nou begin jy 'n generasie kweek van 'n visie wat God in jou hart gesit het en nou begin dit baie meer word as jy want kan ons gou eerlik wees, hierdie lewe gaan oor baie meer as ons, dit gaan eintlik alles oor God. En hoe ons in die koninkryk inpas. Nie hoe die koninkryk in ons inpas nie. Hoe ons in die koninkryk inpas. So, die hart van hierdie reeks is totaal en al om te verstaan dat ons trap soms in die stryk om deur die lewe te gaan met ons oë heeltemal toe. Ek het laasweek gepraat oor Paulus, waar hy op die pad na Damaskus toe was en hy daar sy radikale ontmoeting gehad met Jesus en hy was verblind vir 3 dae en in daai verblindheid proses het hy binne toe gekyk en hy het begin verstaan, want vir die van julle wat nie weet nie, Paulus was eintlik verskriklik slim. Hy was baie intelligent, hy was baie goed geleerd. Hy was een van die top teoloë wat daai tyd daar was, wat gestap het. So dit is hoekom hy die Christene so erg vervolg het.
Want hy was te gegrond op die woord, toe mis hy die een waar die woord was. So toe kom die een waar die woord was, wie Jesus was, en hy kom ontmoet vir Paulus op die pad na vir Paulus op die pad na Damaskus en daar is Paulus in hierdie seisoen van verblindheid. Ananias kom toe, hy lê sy hande op hom, hy bid oor hom, 'n geesvervulde man bid oor hom, want die Here het hom gesê gaan bid oor hom. En daar val die woord sê, lyk so skille wat van sy oë afval en hy kon weer sien. Paulus het opgestaan, hy het homself laat doop en hy was gedoop deur die Heilige Gees. En daarso het hy sy bediening begin. Paulus se visie was om die woord te vat vir die Gentiles. So vir die van julle wat nie weet nie, dit is die mense wat nie Israeliete was nie die Jode was nie, die Gentiles, enigiemand buite. Dit was Paulus se visie, om dit vir almal te vat. Vraag, dink julle, hy het sy visie alleen voltooi? Nee. Van ons nog mense wat die woord moet hoor. Maar dit was die visie binne in sy lewe gewees. En eintlik wat ons begin verstaan uit dit is die visie begin nou vir jou sê waartoe om te gaan. Jou visie begin nou vir jou 'n rigtingaanwyser word. Jou visie begin nou vir jou die bepalende faktor word. Jou visie begin nou namens jou ja of nee sê. Hoorie, gaan jy hier 'n naweek saam met ons gaan kuier? Nee, sê ek nie met my visie. My visie sê nee. Want as ek dit doen, mis ek uit op dit wat ek moet doen. Want hierdie visie van my is iets wat ek moet najaag. Dis iets wat ek moet probeer voltooi. Dis iets wat ek moet groei. Dis iets waarin ek moet intree. Amen. So, ek het laasweek 'n storie gedeel en ek wil dit graag weer hierdie week deel want ek dink dit is 'n baie sterk storie om te verstaan hoe die konsep van visie lyk. So 'n klein dogtertjie en haar pa, hulle is op 'n skip en dis een van daai mooi cruise ships en soos hulle nou op die skip is, sien hulle dolfyne en walvisse en goeters nou in die verte en almal, wow, kyk net hoe mooi en die dogtertjie, sy's redelik kort, soos ek kyk teen die handreëling vas. En sy kan niks sien nie. En sy trek aan haar pa se broek en sy sê, "Pappa, ek kan nie sien waaroor julle praat nie." En hy tel haar toe op en hy sit haar toe op sy skouer neer. En sy sê, "Wow." Sy sê, "Wow." Sy sê, "Wow, ek kan verder kyk as wat my oë kan sien." En nou begin ons verstaan hoe begin visie lyk. Visie is wanneer jy verder kyk as wat jou oë kan sien. Visie is wanneer jy goed sien wat nog nie hier is nie, maar wat kan wees. Amen. Visie is wanneer jy verstaan hoe lyk dit wanneer Grow Church in 'n groter gebou is en jy sien hoe die dienste voller is. Visie is wanneer jy sien hoe dit lyk wanneer daardie persoon wat almal sê, daai persoon sal nooit 'n Christen wees nie. En hulle is iemand wat op platform staan en hulle is iemand wat die woord van God bring. Dit is hoe visie lyk wanneer jy dit dra. Wanneer jy 'n visiedraer word, begin jy oral waar jy gaan, sien hoe God se goedheid die seisoen kan verander. Dit is wat 'n visiedraer is. Een van die grootste gawes wat die Here vir ons gegee het, baie mense sal sê is sig, sodat ons kan sien. Ek sal sê dit is visie. Nie sig nie. Want sig is 'n funksie van die oë, maar visie is 'n funksie van die hart. So God het vir ons 'n gawe gegee om met ons hart te kan kyk. Nie sodat ons hart moet kyk nie, maar met ons hart te kan kyk. 'n Man op 'n Reinhard Bonk het gesê, 'n man op 'n missie het 'n visie nodig. Wanneer jy iewers heen gaan, moet jy weet waar jy gaan en hoekom. Anderste, hoekom doen ons dit? Ek wonder of dis dalk net ek. Dis meeste van die keer is dit net ek wat die vraag vra vir myself. Maar hoekom doen ek dit? Het enigiemand al ooit daardie vraag gevra? Hoekom? Hoekom doen ek hierdie? Hoekom werk ek hier? Hoekom ry ek hierdie voertuig? Hoekom doen ek daai? Hoekom begin ek oefen aan die begin van die jaar? Hoekom? En dan begin ek myself vra, hoekom het ek opgehou? Hoekom het ek nie 'n ander kar gekoop nie? Hoekom het ek nou eers die besigheid begin? Hoekom het ek nou eers besluit om met hulle te praat oor die Here? En dan begin ons verstaan dat die rede hoekom ons baie goeders voltooi is, want ons het 'n visie vir dit en die rede hoekom ons baie goed nie voltooi nie is want dit pas nie vir ons in nie. Maar ek wonder of ons self baie keer op 'n punt bevind waar ons die visie wat God in ons lewe gesit het probeer verander om by ons te pas. En nie onsself te verander om by die visie wat God in ons gesit het te pas nie. Want iets waaroor ek baie gefokus het laasweek is die feit dat jy word gebore met visie.
Dis diep binne jou. En nou moet dit ontgin word. So baie mense dink dat jy's gebore, toe sê die Here, okay, nou wat nou? Nee, dit was dalk jou ouers. Dis nie die Here nie. Amen. Die Here het gesê, ek het 'n doel wat vervul moet word, kom ek skape hierdie persoon. Die Here het gesê, ek het nodig dat hierdie gebeur, kom ek skape hierdie persoon. Die Here is nie reaktief nie. Hy's proaktief. Die Here is klaar aan die einde van jou storie. Nog voor hy begin het. Ons moet dit vanoggend verstaan, amen. Die Here is klaar aan die einde van ons storie, nog voor ons storie begin het. Die woord sê in Genesis in die begin. Ek wil julle moet verstaan, vir die Here was die laaste woord in Openbaring klaar geskryf, nog voor daardie begin het. Dit is hoe God werk. Hy is buite tyd, hy is buite plek, hy is buite area, hy is altyd oral. Altyd oral, amen. So binne ons is daar iets wat ontgin moet word. So sê vir jou buurman of vir jou buurvrou, daar's iets binne jou. Daar's iets binne jou, sê dit vir hulle, daar's iets binne jou wat ontgin moet word. Amen. Ek wil hê ons moet ook vanoggend vasmaak dat visie gee vir jou 'n rigting om in te beweeg. Dit gee vir jou 'n pad. As jy nie weet waar in jou pad is nie, sal enige pad jou daarin vat. En die hartseerste deel van dit is jy gaan nooit weet wanneer jy gearriveer het nie. As jy nie weet waartoe jy gaan nie, gaan jy maar net met die vloer daarvan. Jy gaan maar net vorentoe met 'n lekker wind van agteraf. Dis al wat ons doen. Pastor Andri sê baie, iemand wat staan vir niks, val vir enigiets. Jy moet begin om te staan vir iets. Die ding is hier, Junie, Julie, eintlik nie, hier Maart, laat gaan ons al die gesondheid. Ons vergeet hoekom ons hierdie jaar begin het met 'n droom om 'n besigheid te begin. Ons vergeet hoekom ons hierdie jaar begin het met 'n hart om 'n groep by die kerk te lei. Ons vergeet, want ons visie is nie in ons harte ingedeponeer nie. Ons visie is nie iets wat ons ontgin het, wat ons verstaan en waarmee ons kan hardloop nie. Maar dit is nou iets wat net 'n goeie gedagte was vir 'n goeie oomblik op 'n goeie dag. En daarna het ons rust gekry en toe vergeet ons daarvan. Ek was al baie daar. So baie daar waar soos wat pastoor Andries op die platform staan en soos hy preek en soos hy praat, sê ek, "Jesus, Here, ek gaan dit doen." Ja? En 2 weke later sê ek dieselfde. Dan sê ek dieselfde. Want ek het nie verstaan wat is die konsep van visie nie. Ek het nie verstaan wat is die konsep daarvan om iets te vat met jou hart en daarmee te hardloop nie. Tot en met ons het. En toe kom die Here en hy kom beweeg radikaal, want nou verstaan hy het iemand waarmee hy kan werk, wat verstaan wat hy wil voltooi. Amen. En ek wil hê julle moet weet, dis dieselfde vir julle. Daar is iets wat julle moet voltooi. Iets wat elkeen van ons moet voltooi. Wat die Here daar buite klaar vir ons instoor het. Sonder visie word jy deur jou verlede gelei. En dit vat jou net agtertoe. Maar met visie word jy deur dit wat kan kom gelei. En dit sal ons nou altyd vorentoe vat. Ons moet vandag verstaan dat visie is nie om terug te kyk nie. Visie is om vooruit te kyk. Visie is vooruitsig met insig op agternasig. Dit is om vooruit te kan kyk met dit wat heiliglik aangaan en net om te reflekteer op dit wat was. Sê ek verstaan nou hoekom ek deur daardie slegte verhouding moes gaan. Want soos ek hier staan, is ek op 'n plek waar die Here my kan gebruik vir dit. Ek verstaan nou hoekom ek vir hierdie baas moes werk wat my so hanteer het, sodat ek nou op hierdie punt kan staan om te sien hoe God my kan gebruik om 'n beter baas vir ander mense te kan wees. Amen. Ek verstaan nou hoekom ons deur daardie seer moes gaan. Ek verstaan nou hoekom ons daardie familielid moes verloor. Ek verstaan nou want ek kan nou agterna kyk, ek het agterna sig, sodat ek met insig vandag kan staan en kan sien hoe ek kan praat met mense wat in seer seisoene sit en ek vir hulle kan sê moenie worry nie. Broer, moenie worry nie, suster. Moenie worry nie. Die Here was daar vir my, hy is daar vir jou. Amen. Amen. Ek wil hê ons moet net 'n laaste ding vasmaak van laasweek voor ons in deel 2 ingaan. Visie begin en eindig met God. Amen. Yes. Visie begin en eindig met God. 'n Mens kan hoeveel planne maak, maar op die ou einde gebeur wat die Here besluit het. Dit is Spreuke 19 vers 21. Nou, die rede hoekom
eerste 2-3 weke van die jaar ons praat oor visie, sodat ons verstaan waant ons op pad is, want Vision Sunday is op pad. Woehoe! Yes, baie opgewonde. So Vision Sunday is op pad, dit is die 25ste Januarie vir hierso in Witbank, dit is die 18de Januarie, is volgende week in Middelburg. So met Vision Sunday wat voorlê, is dit belangrik vir ons om te verstaan dat ons na dit wat Pastoor Andries en Pastoor Nadine gaan deel, dat ons na dit moet kyk met ons harte en nie ons oë nie. Die ding is, jou oë sê vinnig vir jou, dit werk nie. Ek weet, ek is self baie nommer gedrewe, en as die nommers nie sin maak nie, maar die Here sê, kyk met jou hart, want daar beheer ek die nommers. Daar maak ek seker dat dit wat ek stuur sal gebeur, amen. So ek wil julle vra, berei julle harte voor, bid, wees ingebid. Ons begin volgende week, ons begin môre, met ons 21 dag vas, amen. So ons gaan bid, en ons gaan vertrou, en ons gaan saam staan. Ons gaan met 'n positiewe uitkyk op die lewe weet, dat die visie wat kom, 'n visie is wat lewens kan verander. Amen. So, 'n sleutel tot die verstaan van visie is om te besef, dat dit beide persoonlik en korporatief is. So, daar's 2 tipes visie, maar wat vorm in een, okay? So, jy het 'n korporatiewe visie, en jy het 'n persoonlike visie. So 'n korporatiewe visie byvoorbeeld, wie hierso is 'n ma en 'n pa en jy het 'n kind nog in jou huis. Sit julle hand op. Okay? Mamas, papas, die visie vir jou huis is 'n korporatiewe visie vir jou kind. Sodat hulle nou in 'n korporatiewe visie kan intree. Amen. Mamas, papas, die visie vir jou lewe is 'n persoonlike visie vir jou. Word 'n korporatiewe visie vir hulle, vir die huis. Sodat hulle 'n persoonlike visie in daardie visie kan vind. So vir ons wat vanoggend hierso sit, die kerk se visie is 'n korporatiewe visie vir ons. Sodat ons persoonlike visie kan ontgin binne in dit. Jy moet verstaan dat die oomblik wanneer jy sien wat die visie is, dan begin jou hart na dit toe trek. Die oomblik wanneer jou hart na dit toe trek, dan begin jy besef wat is die visie van jou lewe. Dan begin jy besef hoekom jy opstaan op 'n Sondagoggend om te kom serve. Dan begin jy besef hoekom jy op 'n Maandag opstaan en jy met mense van 'n groep wil gesels om te hoor hoe was hulle week. Dan begin jy besef hoekom ons hierdie goed gaan, want nou die korporatiewe visie het iets binne jou ontgin vir jou persoonlike visie. Amen. So dit is nie God se metode om visie aan 'n groep te gee nie. Ek wil hê ons moet dit verstaan vanoggend. God het nie 'n visie aan al die Israeliete in Egipte gegee nie. Hy het 'n visie aan een man gebring. En daardie man moet dit vir die res vat. Okay? Die lede van daardie groep hardloop dan met die visie. Hulle voltooi dan saam met hierdie persoon die visie. Hulle werk saam, maar elke een het sy eie afsonderlike take om te verrig. So die Bybelse patroon is altyd so. Jy kan dit neerskryf as jy wil. Is nie op die skerms nie. Die Bybelse patroon is altyd so. God praat met een, die een dra die las, die een deel die visie. Die baie vind hulle plek en die baie word visie draers. Visionêers sien die toekoms, maar visiedraers bou dit. So wanneer Pastoor Andries hulle die visie kom bring en hulle die visie kom deel, dan sien hulle wat die Here in store het vir ons. Hulle sien wat die Here vir op hulle harte gelê het vir die kerk, vir Grow Church. En ons word die visiedraers. Ons vat dit en ons gaan daarmee. En in dit begin jy sien hoe dit jou visie begin vervul. Hoe dit jou lewe begin aanraak. So die tragedie is wanneer 'n visionêr probeer om alles alleen te doen. Dit werk nie. Maar die krag is wanneer visiedraers besef, hierdie visie gee ook betekenis aan hulle roeping. Hierdie visie bring iets in hulle lewe in. Dit is hoekom ons moet verstaan dat wanneer visie gedeel word, dat ons die visiedraers dit moet aanvaar en daarmee moet bou. En korporatiewe visie doen 'n werk in jou persoonlike visie, dit bring openbaring. So ek wil graag vir julle lees uit 2 Timoteus 1:6, julle kan dit neerskryf. 2 Timoteus 1:6, om hierdie herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is, deur die oplegging van my hande. So Paulus skryf aan Timoteus en hy sê vir hom, ek wil hê jy moet dit wat die Here binne jou gesit het aanwakker. Sê aanwakker. So die Engelse weergawe sê stir. So sê stir. So ek glo soos julle kan sien, het ek gesondheidsmiddels hier op
op die platform. So, hierso het ek 'n shake, en hierso het ons kreatien en allerhande gesonde booster goed vir jou liggaam om jou nou sterk te kan maak met jou visie hierdie jaar, en soos jy nou jou memberships gaan kry by al die verskillende gyms en al daai tipe goed. So ons het nou al hierdie verskillende komponente, en hierso het ons nou die shaker, wat hulle dit noem, ek weet nie wat dit is in Afrikaans nie, maar hulle het nou die skutter. So hierso het ek nou 'n shake. So ek wil hê julle moet besef, hierbo is daar water, en hieronder, soos ons daar kan sien, is daar poeier. So hierdie is klaar aangemaakte proteïenpoeier nou. Okay, proteïenstof. So, hierdie verteenwoordig ons. En ek wil vir julle gou 'n voorbeeld wys. So dit het persoonlik vir my redelik baie beteken. Die oomblik toe ek besef dat iets binne my was daar, maar dit was gekeer. En die oomblik toe ek my lewe vir die Here gee, en die oomblik toe ek verstaan hoe die koninkryk van God werk, toe is dit asof dit uitgehaal word. Asof dit uitgehaal word, en dit word ingegooi. En die deksel word teruggesit. En die Here sê nou, dit was eers hier onder, en jy kon nog nie gebruik maak daarvan nie, want jy het nog nie openbaring gehad nie, want openbaring, ek wil net so mooi vashou aan hierdie vanoggend, openbaring is dieselfde as visie. So, dit was eers hier onder, wat ons niks met dit kon doen nie, want ons was van die wêreld. En toe kom Jesus in jou lewe in, en hy sê, okay, nou sit ek iets binne jou, wat jy nou voel, iets is anders. En dit is nou, wanneer dit hierbo lê, maar ek weet nie of julle kan sien nie, daar gebeur niks met dit nie. Ons het 'n shaker, 'n skutter, ons het 'n protein shake, ons het die water, maar as jy hierdie drink, gaan jy hoes. Want hierdie is net stof. Dit is baie sleg. So, as ek nou hierdie vir iemand aanbied, gaan eintlik vir my sê, sies, hoe gee jy dit vir my? En baie keer is daai ons. Want ons verstaan nie waarmee ons besig is nie, nou bring ons iets in iemand se lewe en hulle sê, ek kon doen sonder dit. Ek kon regtig doen sonder daai in my lewe. Daai maak my mos nou glad nie 'n beter persoon nie, want hierdie is nie eintlik die vorm wat dit moet wees nie. Amen? Maar dit hier binne werk. Dis dan 'n protein shake. Dit moet werk. Dit werk dan. En ek het alles wat ek nodig het. Ek gaan kerk toe. Ek verstaan dit wanneer ek die Bybel lees, dat daar openbaring moet kom, en ek verstaan wanneer ek bid, is die Here daar, en Here, daar wil 2 of meer in my naam vergader, daar sal ek wees. Here, ek verstaan al hierdie goed, maar ek is nog nie die vorm wat ek moet wees nie, want daar's 'n visie waarin ons moet vashou, wat, soos Paulus sê, wat ons aanwakker, en dit begin ons skud. En daai ding binne jou, wat jy voel daar is, maar jy verstaan nie eintlik waar dit gaan nie, begin met 'n ander persoon, 'n korporatiewe visie waarin jou hart gekoppel is, begin dit nou skud, en nou begin ons sien ons 'n vorm raak, wat meer sin maak. Nou begin ons sien dat, in hierdie aanwakker proses, in hierdie stir, begin ons 'n vorm raak wat, wanneer mense dit ontvang, en sê hulle, ek kan saam met hierdie persoon groei. Met hierdie kan ek groei. Met hierdie kan ek iewers heen gaan. En ek wil hê julle moet verstaan dat elkeen van ons sit vanoggend hier, met dit binne ons. Maar iets moet hom nou stir. En ons moet dit besef. Ons moet besef dat iets dit moet aanwakker. So, ek gaan vanoggend net praat oor 3 vinnige punte. 3 vinnige punte oor hoe om die visie in jou lewe aan te wakker. En die vorm van dit te kom verander, sodat dit iets is
wat mense wil drink. Wat mense wil vat. Waarmee mense wil hardloop. Amen. So die eerste punt is jou verlede verander nie God se plan nie. So ek het bietjie vroeër aan Moses geraak in die sin van hoe God met een man gepraat het en nie 'n hele nasie nie. So vanoggend gaan ons bietjie oor Moses gesels en Moses, vir die van julle wat nie weet nie, was 'n Hebreëse seun in die huis van die farao in Egipte as gevolg van die hand van God wat veroorsaak het dat hy guns op sy lewe het vir waar hy homself bevind het. Maar sy hart was by die Hebreëse mense en soos ons die skrif lees, ek gaan nie te diep in sy storie ingaan nie, maar soos ons die skrif lees, sien ons dat hy is eintlik 'n moordenaar. Moses het eintlik 'n Egiptenaar vermoor. Ons weet dit, ons verstaan dit, as jy dit nie geweet het nie, nou doen jy. So Moses het 'n Egiptenaar vermoor. En dit is dieselfde Moses wat God toe gesê het, ek wil hom graag gebruik. En daar's 'n moment waar Moses voor 'n brandende bos staan en God praat met hom daar en ons lees in Eksodus 3 vers 7, lees ons, en die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, ek ken hulle smarte. Vers 8, daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos, en hulle te laat optrek uit daardie land, na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Sê vir jou buurman of buurvrou, melk en honing. Ek wil ons moet verstaan dat daar begin God klaar praat oor die visie. Die visie is ek wil hulle vat na 'n goeie land, 'n goeie en wye land wat oorloop van melk en honing. So God sê nou, Moses, moordenaar, vergeet nou van dit, want hierdie is nou wat moet kom. Ek wil nou die mense vat, hulle is nou lank genoeg verbind gewees, hulle is nou lank genoeg slawe gewees, ek wil hulle nou vat na hierdie land toe, van melk en honing. En ek gaan aan na die woonplek van die Kanaaniete, die Hettiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Parasiete en allerhande ander sites. Vers 9, en nou kyk die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Vers 10, gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. OK. Wat was die korporatiewe visie? Soek die Israeliete in die land van melk en honing. Amen? Wat was sy persoonlike visie? Gaan nou en lei hulle. So wanneer jy opstaan in die oggend, besef dit is hoekom. Gaan dan nou heen. Staan nou op en wanneer jy met Farao gaan praat, hy verder in die skrif sê, Here, maar ek sukkel om te praat. Hy kon nie praat nie. Die Here sê, maak dit saak, want jy het nou 'n visie in jou hart. Staan nou op, gaan nou heen. Gaan doen nou wat ek voor jou neersit. Gaan voltooi nou. In een moment ontvang Moses visie en rigting. In een oomblik, gaan dan nou heen. Want 'n ware visie sal jou altyd na iets groter as jouself wys. En 'n ware visie is altyd 'n oplossing vir 'n wêreld vol probleme. Ons moet dit verstaan vanoggend. As jou visie nie iets oplos nie, hoekom het jy hom? Daar's probleme wat opgelos moet word deur die visie. Groei wat veroorsaak moet word deur die visie. Generasies wat gebou moet word. Huise wat opgerig moet word deur die visie. Punt nommer 2. Fokus op die bloudruk. So bloudruk is blueprint. Ek het gesê bloudruk want daai klink baie vreemd, maar dit is die regte Afrikaanse woord. En ons praat hierso die regte Afrikaanse woorde, want dit maak saak. So bloudruk is 'n plan. Dit is wat dit is. So ongeag die taal, dit is 'n plan. Wie het al ooit huise gebou? Wie se argitek al geteken, huise geteken op skool? Ek het graad 1. My huis was baie skeef, want ek het nog nie verstaan hoe om 'n vierkant te teken nie. So my dak kon rol oor die sirkel. Maar ongeag, wanneer jy 'n plan het vir wanneer jy 'n huis oprig, so wanneer jy 'n huis bou, dan vir die van julle wat nou nie weet nie, jy kyk waar die son gaan sak en waar die son opkom en nou begin jy beplan, okay, daar volgens. Nou begin ons sê, okay, so die son kom daar op, so ek soek my vensters daar, ek soek die kamers aan daardie kant van die huis. Ek soek die deel vir die grow group,
wat ek wil begin, soek ek in hierdie deel van die huis, ek soek hierdie daarso. Nou begin ons dit teken. Nou begin ons dit bymekaar sit. Nou begin ons dit reg kry en nou begin ons dit sien met ons hart en nou begin ons werk. En dan kom die fondasie. Baie keer begin ons die fondasie, maar ons het nie 'n plan nie. En dan bevind jy jouself halfpad hierdie proses van waar jy nou jou lewe nou herbou, jou gym membership opteken, daai besigheid begin, waar jy begin bid vir die familielede, jy bevind jouself halfpad hierdie proses en jy sê, ek gaan ophou met hierdie, dis net stres. Want jy weet nie wat jy gaan nie. Fokus op die bloudruk. Fokus op die plan. Fokus op die rede. Fokus op die feit dat dit wat was, deur Jesus se bloed weggevat is. Nou begin jy verstaan dat jou lewe, herbou moet word in daardie oomblik. Wanneer jy huis bou, begin jy met planne en afmetings, sodat jy terug kan kyk na dit, om te verstaan waant jy op pad is, want ek beloof jou, jy vergeet. Dan, terwyl jy bou en wonder wat om te doen, kyk terug, uitdruk. So, die storie van Moses, vir die van julle wat nie weet nie, eindig op 'n baie hartseer manier, want sien, Moses het vergeet om terug te kyk na die bloudruk. Hy het gemis wat die visie is. Hy moes die mense vat, na die land van melk en honing toe. Maar Moses, wanneer jy sien hoe sy lewe geëindig het sy lewe geëindig waar hy sterf op 'n berg, terwyl hy die land sien, maar hy het nooit ingegaan nie. Want hy het gemis wat die visie is. Hy het dit gemis, toe sê God, ek kan nie met hierdie generasie nou werk nie. Hulle mis my hart. Toe rig hy nog op. Toe rig hy vir Joshua op. En toe gaan dit verder so. Ek wil graag 'n storie aan julle openbaar wat ons lees in Lukas 7. En hierdie spesifieke skrif is 'n baie goeie plek om te kan verstaan wat die bloudruk in jou lewe is, wanneer jy verstaan waar jy was. Amen. So ons sien dat Moses het 'n visie ontvang. Hy het die bloudruk gemis en hy het gesterf ongelukkig buite die feit waar hy die visie heeltemal kon voltooi wat die Here vir hom gehad het vir die Israeliete. Joshua moes aangaan daarmee. So ons lees nou in Lukas 7 vers 40 tot 43. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. So voor ons aangaan, wat hierso gebeur het is, Jesus was by die huis van Simon, en dit was nie sy disipel nie, was 'n fariseer Simon gewees. En soos hy daar is daar 'n vrou van sonde. Dis wat hulle noem. Hulle sê nie wat se sonde sy in betrokke was nie. Baie mense vermoed dit was maar allerhande aktiwiteite, maar dit is wat die woord sê. Daar's nie 'n spesifieke ding nie. So dit kon enigiets wees. Sy kom in, sy gaan daartoe want sy weet Jesus is daar, en sy gaan met alabaster perfume, sy maak sy voete skoon, en met haar trane, vee sy voete af met haar hare. En sy was sy voete. So vir die van julle wat nie verstaan nie, wanneer jy iemand sy voete gewas het in daardie tyd, was dit 'n verskriklike humbling ding om te doen. Amen. Want jou voete, hulle het nie toe skoene gedra nie. Jou voete was die vuilste deel. Dit was die hardste deel. Dit was die rofste deel. Want het het deur die rofste terrein gegaan. En hier kom hierdie vrou en sy kom was Jesus se voete met haar trane. En Simon sê, as hy werklik 'n profeet was, sou hy mos nou weet wie aan hom raak. En dis waar hy vir hom sê, ek het iets om aan jou te sê, en hy antwoord hom, meester spreek. Hy sê toe, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander een 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan hulle albei geskenk, so hy het hulle skuld betaal. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het, so die een met die 500 pennings. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Die rede hoekom ek hierdie storie met julle deel is, want Jesus het gekom en hy het ons skuld kom betaal. En hy sê vir hom verder in die skrif, gaan hy aan en hy sê vir hom, staan op, jou geloof het jou gered. En hy vergewe haar sondes, en dis waar hulle verder gaan, het, so, hoe kan jy sondes vergewe, en al hierdie goeters. Maar, die punt van die storie, is hierdie vrou wat vol sonde was, kom na hom toe, en hy vergewe haar skuld, en hy sê vir Simon, hy sê vir hom, die een wat die meeste skuld het om te betaal, wat vergewe word, is die een wat die meeste dankbaar is. Ons almal het eintlik dieselfde skuld.
Sommige van ons verstaan het, dit is baie meer. Sommige van ons verstaan het, hoe swaar ons skuld is. Sien, Jesus kom en hy kom gee vir ons 'n bloudruk vir ons om te verstaan, dat hy het ons skuld kan betaal. Maar die lewe hou ons nog terug. Die lewe hou ons nog swaar. Die lewe hou ons oë nog toe, teen die werklike visie, van wat hy vir ons het, want al wat ons doen is ons kyk vas in wie ons nie is nie en wie ons moet wees. Maar die kruis word ons bloudruk. Die kruis word dit waarna ons moet kyk. Hou vas aan tetelestai. So, tetelestai is die laaste woord wat Jesus aan die kruis gesê het. Sê, dit is nou klaar. Tetelestai, hy sê in Johannes 19 vers 30, ons is amper klaar. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Daai woord volbring is tetelestai. So tetelestai, soos meeste mense sal weet, beteken, dit is klaar, it is finished. Dis wat die woord beteken. Maar, daar's bietjie meer, want dit hang af van wat so konteks jy dit sê. So dit is either, dit is voltooi, of die werk is klaar, of die taak is vervul, die skuld is ten volle betaal, die vonnis is uitgevoer, niks is uitstaande nie, die vereiste is bevredig, die prys is ten volle vereffen, die missie is vervul, oorwinning is verseker. Dit is wat daardie woord beteken. Een woord, totale voltooiing, totale betaling, totale oorwinning in ons lewe. Want God het sy seun gestuur om ons te red. Hy het nie sy seun gestuur om ons te oordeel nie, maar om die oordeel van ons af te haal. Amen. En Jesus op die kruis met daardie een woord, tetelestai, begin ons bloudruk word vir hoekom ons aangaan. Hoekom gaan jy aan? Want my vonnis is betaal. My skuld is gedelg en ek wil hê joune moet ook wees. Maar hoekom praat jy so baie oor die Here? Want as jy weet wat hy eintlik vir ons kom doen het, dan gaan jy nie kan ophou praat oor hom nie. Maar hoekom is jy so radikale Christen wat elke dag Bybel lees? Ek lees Bybel want ek wil hoor van my Vader af. Ek wil sien wat hy wil sê oor my lewe. Ek lees hierdie woord en ek kyk na die bloudruk en ek sien hoe 'n man wat nie verdien het om dood te gaan nie, gesterf het op 'n kruis vir my sondes. Vir die feit dat ek ver van hom af is, nie hy van my af nie. Wanneer ons verstaan wat tetelestai beteken, verstaan ons wat 'n sterk bloudruk dit in ons lewe is, want ek wil hê jy moet weet, kind van God, dit is klaar. Die vonnis is betaal, die tyd is gesit, die skuld is gedelg. Jy het nie meer nodig om vas te hou aan die verlede nie, want die toekoms is baie beter, ek beloof dit vir jou. Ek beloof dit vir jou. Ons moet soms herinner word waar ons was, sodat ons kan verstaan dat God 'n plan vir ons lewens het. Punt nommer 3, amper klaar. Sit jou visie in aksie. Ek wil vra van ons span, ek het voor die tyd gevra vir papiere, so almal gaan 'n papier kry. Hulle gaan net gou die papiere uitdeel soos ek aangaan met die laaste punt. So sit jou visie in aksie. Wees iemand met 'n visie wat aksie het. Dit is nie net 'n droom nie, dis nie net droomkastele wat ons bou nie, of ligkastele wat ons bou nie, maar dit is iets wat eintlik begin. Dis iets wat aan die gang is. 'n Persoon wie se planne misluk, ek wil hê julle moet hierdie baie mooi hoor vanoggend. 'n Persoon wie se planne misluk, is nog steeds verder as 'n persoon wat net planne maak. As jou planne misluk, moenie worry nie, jy is nog steeds verder as die een wat net sit en nog beplan. Die een wat nog net sit en budget. Die een wat nog net sit en dink. Gaan deur die mislukkings. Die mislukkings leer jou meer as net die beplanning. 'n Persoon wat net planne maak, het nie misluk nie. Yes, ek weet dit. Hy het nie misluk nie. Maar hy's nog okay. Ja, hy het nie misluk nie, maar hy het nog niks gedoen nie. Hy het nog niks gebring nie. En ons is mense met 'n visie met aksie. Amen. Planne het nog nooit lewens verander nie, maar aksie het. Wanneer iets gebeur, het dit lewens verander. In die boek van Habakuk maak die manier om 'n aktiewe visie te hê dit makliker vir ons. En hierdie is nou die papier wat julle sal ontvang. Alles gebaseer op Habakuk 2 vers 2 tot 4. Ek gaan net wag dat meerderheid van die mense hulle papiere het. Julle sal sien dit kom so in die rye af. En vir die van ons online kykers, daar is in die livestream se description is daar 'n link vir hierdie Google Drive dokument. So julle kan even online kan julle die Google Drive dokument gaan access en julle kan hom download en julle kan hom invul. Hierdie is nie nuwejaarsvoornemings nie, asseblief julle. Dit is nie wat dit is nie. Dit is nie New Year, New Me nie. Dit is nie how to have a good year which is not just tires nie. Hierdie is 'n manier om ons visie prakties te maak. Hierdie is die manier om ons visie vas te stel en vorentoe te gaan daarmee. Kan ek ook net een kry asseblief? Ek het vergeet. Dankie.
vergeet om een van my op te sit. So, julle sal sien, dit is 'n dubbelkant papier. Soos ek gesê het, dit is nie nuwejaarsvoornemings nie, asseblief. Dis nie wat hierdie is nie. Hierdie is iets wat jy kan gebruik om jou visie, saam met die visie van die kerk, aan te wakker, te stuur, en te verstaan, waartoe jy op pad is. Okay, so, ons gaan dit net vlugtelik deurwerk met Habakuk 2 vers 2 tot 4. Laat ek eers die skrif lees. Toe die Here geantwoord, skryf my antwoord, die visioen, in groot, duidelike letters, op kleitablette, sodat iemand wat verby hardloop dit kan lees. Die dinge wat ek beplan, gaan nie nou dadelik gebeur nie. Stadig, maar seker breek die tyd aan. Wanneer die visioen waar sal word, wag geduldig, al voel dit of dit stadig gaan. Wees seker dit gaan gebeur. Dit sal nie onnodig talm nie. Kyk na die hoogmoediges, hulle vertrou op hulle self, en hulle lewe is boos. Die regverdiges, daarenteen, sal deur hulle geloof lewe. Die regverdiges sal deur hulle geloof lewe. Geloof is die hoop. Dit wat ons nie sien nie. Geloof is wanneer jy verstaan dat ons 'n visie en ons 'n doel met jou lewe. En jy is op pad iewers heen as gevolg van 'n man wat 2000 jaar terug op 'n kruis gehang het en sy lewe vir jou nou gegee het. Hierdie papier wat ek vir julle hierso gegee het aan die agterkant van hom, is dit om verskoning dat hy in Engels is, maar die boek waaruit hy kom is alles in Engels. So ek het dit net so gevat en neergesit. Julle kan daardie boek gaan lees. Dit is deur Miles Monroe, The Power and the Principles of Vision. Fenominale boek. Eerlikwaar dit is. Jy het hierso the 7 principles. Gaan nie deur hulle almal nou gaan nie. Jy het die proses van visie. Alles gebaseer op skrif. Nie op 'n man se gedagtes nie, maar op die woord van die lewende God. Die woord sê inteendeel dat die skrif is deur God gebreathed. It's God breathed. Dit is deur God asem gehad. Dit kom deur sy asem. Bladsy 1 het jy 'n verskillende doel, jy verskillende doelstellings. Dis jou personal spiritual, personal family, personal health. Al daardie goeders wat jy kan gaan invul. En filtreer dit na een toe. Hê vir die jaar een doel. Maar jy gaan sien hoe die res van hierdie doelstellings, jou visie begin verkleineer. Waar jy begin verstaan, jy maak jou potlood skerp. Al hierdie doelstellings gaan jou potlood skerper maak, amen. Ons sien die 7 beginsels. Ons het die papier. Nou weet ons moet opstaan en ons moet dit doen. So God vir Moses gesê het, gaan dan nou. Gaan dan nou. Ek wil almal vra om op te staan asseblief. Ons gaan in die heel laaste deel van hierdie preek in. Daar's nog een slide wat ek vir julle op het. Daarso is hy. Dit is, julle sal sien hierdie is 'n kode wat julle kan scan met telefone. So wat hierdie is die kerk se profiel op die YouVersion Bible app. So enigiets wat ons doen met planne en goed in die toekoms, gaan op daardie app wees. Julle gaan notifications kry en die kerk kan dit saam as 'n plan doen. So julle kan hierdie QR-code gaan scan as julle wil. Dit is Grow Church, Witbank en Middelburg se location is op die app. En julle sal sien op die toep, dis dit in Afrikaans, op die toep, op die oomblik, is daar 'n Bybelplan. 5 dae se visie. Vat die volgende 5 dae. Spandeer tyd met God oor jou visie. Begin hierdie 21 dag vas waarin ons nou ingaan, met 'n visie om hom te voltooi. Begin hierdie 21 dag vas waarin ons nou ingaan, met die gedagtepatroon van ek gaan my visie nou vasmaak vir die jaar, my visie vasmaak vir my lewe, en alles gaan begin verander. Jy gaan sien hoe jou visie vir jou gaan begin besluit waartoe jou pad is, vir wat jy ja sê, vir wat jy nee sê, hoeveel jy saai en hoeveel jy nie doen nie, met wat se hart jy besigheid gaan begin. Ons gaan dit verstaan. Aba Vader, Here, ons bid vanoggend so, van elke oog toe, elke hoof gebuig. Here, ons bid so oor die jare na vorentoe, Here, maar nie net die jare nie, ons lewe. Here, en ons bid dat en vra dat hierdie skille van ons oë sal kom afhaal. Dat die Heilige Gees openbaring sal bring in ons lewe en dat ons 'n ware visie sal hê vir waartoe ons op pad is, vir waar U ons soek, nie waar ons onsself wil hê nie. Here, ek bid en vra vanoggend dat U binne ons 'n
'n gees sal begin stuur van humility. Here, dankie dat U die belangrikste is. Vandag gaan nie oor 'n goeie liedjie of 'n goeie preek of 'n goeie ete nie. Maar dit gaan oor 'n goeie God wat sy seun gestuur het om aan 'n kruis te kom hang vir ons sondes. Mag dit ons inspirasie wees vir ons visie vorentoe. Mag ons 'n visie in aksie hê. Mag ons opstaan en mag ons uittreë. Here, mag ons visie bring vir die mense rondom ons. Mag ons die visionêre se visies vat en visiedraers word. Mag ons begin bou, begin verander. Mag ons die kettinge breek. Dankie Here. Dankie Here, dankie Heilige Gees dat U betrokke is in hierdie moment. Dieselfde een in Handelinge 2 is dieselfde een hier. Here, ons bid vanoggend dat die harte van klip sal kom vervang met harte van vlees. Dat U die enigste een is wat ons familie kan verander. Dankie dat U die een is wat die plant laat groei. Aba Vader, ek bid dat U ons sal kom wys hoe om water te gee en om verder te saai. En dat U vir ons sal kom wys hoe U alles laat groei. Dankie Here dat ons vanoggend kan staan en weet ons dien 'n goeie God met 'n goeie plan. Ek wil jou vra vanoggend met elke oog toe en elke hoof gebuig, as jy in hierdie plek staan en jy het nog nooit 'n dag of datum gehad waar jy jou lewe vir Jesus Christus gegee het nie. Wetsversoekers, jy wil dalk reageer op hierdie boodskap. Die besonderhede sal op die skerm verskyn. Ons is lief vir julle, bless julle. Baie dankie dat jy saam met ons gekyk het. As hierdie boodskap met jou hart gepraat het, ons gaan jou vra om te like en te share. Share met iemand wat naby in jou hart is, ver van God af is, en ons glo in ons hele harte dat God hom kan bereik daar waar hy is. Dan is daar enige gebedsversoeke of jy wil dalk reageer op hierdie boodskap. Die besonderhede sal op die skerm verskyn. Ons is lief vir julle, bless julle.